Kom ons bid eers saam. Vader, baie dankie dat ons, voordat ons uit die woord gaan lees, ons net eers vir 'n oomblik kan stil word voor U. En Vader, dat ons kan erken, Here, dat U ons God is, en dat U ons versorger is. Ja, Here, en dat U die een is wat vir ons alles gee, wat ons het en wat ons is. Maar Here, gee dat ons ook vanmôre, wanneer ons nou saam stil word, dat ons U aangesig in die woord sal kom opsoek. En Here, dat ons onsself tot U beskikking sal stel, dat U vanmôre deur die woord en deur die Gees tot elkeen van ons sal kom praat. Dat ons vanmôre op 'n besonderse manier U stem sal hoor. En Vader, dat ons ook bereid sal wees om ook 'n voorbeeld te volg van 'n Dawid. En Here, so is daar soveel ander verhale van geloofshelde, kan ons hulle maar noem, wat in moeilike omstandighede vasgehou het aan dit wat hulle glo en nooit teleurgestel gestaan het. Oortuig ons dan vanmôre, Here, dat as ons hier opstaan en uitstap, dat ons dieselfde sal bereid wees om te doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die Filistyne het hulle krygsmag opgeroep. Hulle het bymekaar gekom in Soko, wat aan Juda behoort, en het kamp opgeslaan in Efes Damim, tussen Soko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het bymekaar gekom en kamp opgeslaan in die laagte by die groot boom en teenoor die Filistyne stelling ingeneem om te veg. Die Filistyne het teen een rand gestaan en die Israeliete teen die ander met 'n smal vallei tussen hulle. Toe kom daar 'n baasvegter uit 'n lelaar van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat en hy was afkomstig uit Gat. Hy was 3 meter lank. Daar was 'n bronshelm op sy kop en hy het 'n harnas met skibbe aangehad. Die gewig van die harnas was 57 kg. Daar was bronsskerms voor sy bene en tussen sy wapens was daar 'n bronsswaard. Die steel van sy spies was so dik soos 'n dwarsbalk van 'n weefstoel en die ysterlem daarvan was 7 kg. Sy skilddraer het voor hom uitgeloop. Goliat het gaan staan en na die linies van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê: "Waarom het julle uitgekom om die gevegslinies op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk." Verder het die Filistyn nog gesê: "Ek staan die linies van Israel al heel dag en verkleineer. Gee my tog iemand dat ons teen mekaar kan veg." Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyne sê, het hulle geskrik en bang geword. Die woord vanaf vers 31, die woorde wat Dawid gesê het rigbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hulle het hom laat haal. 'n Mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. "Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg." Maar Saul sê vir Dawid: "Jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en 'n vegter van kindsbeen af." Toe sê Dawid vir Saul: "As ek die kleinvee van my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer." Verder het Dawid gesê: "Die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van 'n beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn." Toe sê Saul vir Dawid: "Gaan en mag die Here by jou wees." Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek. Hy het 'n bronshelm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek, en Dawid het Saul se swaard bo oor sy uitrusting vasgevor. Maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. Dawid sê toe vir Saul: "Ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie." En Dawid het dit uitgetrek. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het toe nader gekom na Dawid toe terwyl sy skilddraer voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê: "Is ek 'n hond dat jy met die kieries na my toe kom?" Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek.
Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. En dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of 'n spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Toe die Filistyn regmaak en naderkom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak en vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen sy voorkop. Die klip het sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en die klip was Dawid sterker as die Filistyn en hy het hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Baie bekende verhaal, maar ons lees net tot sover. My broers en susters, liewe kinders, ek en Alta het die voorreg gehad, ons het Sondagmiddag gery en ons het Woensdag teruggekom en ons was weer so 'n bietjie Bosveld toe gewees en ons het daar gekuier op 'n wildsplaas. En wat vir my natuurlik van die mooiste is wanneer 'n mens so 'n bietjie in die Bosveld is wanneer 'n mens kyk na die sonsondergang. Hoe dat te laat middag daai son besig is om so te verdwyn agter daardie bome. Nou daar seker baie maniere hoe 'n mens kan beskryf, maar baie keer as 'n mens so na dit kyk, dan lyk dit mos maar vir 'n mens asof die aarde besig is om die son in te sluk. Want die son sak en hy raak weg agter die bome en as daar 'n berg is dit nog soveel mooier want dan raak die son agter daai berg weg. Hy sak weg. Ek dink kinders sou dalk baie kon gesê het dat die berge is besig om die son in te sluk want hy verdwyn agter die berg. Maar my broers en susters, as ons mooi daaroor dink, dan moet ons vanmôre vir mekaar sê, maar dis nie regtig wat gebeur nie. Want jy sien, die berge kan nooit die son insluk nie. Ja, die son kan nooit agter die bome verdwyn nie. Want my broers en susters, die son is baie groter as die aarde. Die son is baie groter as die berge. Ja, as ons dit op 'n skematiese manier kan uitbeeld en ek hoop jy kan dit daar op die skerm sien. My broers en susters, as sal jy sien in vergelyking is die son baie kleiner as wat die groter as wat die aarde is. Ja, as ons mooi gaan kyk, dan sien ons dat die aarde is maar die 4de kleinste planeet en dat die son baie groter, 1000-mal groter as die aarde self is. Maar my broers en susters, tog is dit maar 'n uitbeelding wat ons baie keer gebruik. Ja, kan ons maar sê, tog is dit baie keer 'n uitbeelding en dit hoe ons ook die lewe maar ervaar. Dan voel dit ook vir ons in ons lewe asof die son maar besig is om te sak. Ja, die son is besig om te sak, miskien as gevolg van finansiële krisisse in ons lewe. Ja, dit gaan partykeer so goed met ons in die lewe en dan op die onmoontlikste tye dan is daar 'n krisis. Ek weet nie of dit al met u gebeur het nie. Baie keer in die lewe op die onmoontlikste tye wanneer 'n ou se geld op die minste en die laagste is, dan breek die motor. En dan ewe skielik voel dit net vir jou dat hierdie hele wêreld besig is om in mekaar te sak. Die son sak en hy gaan nooit weer opkom. Ek het gesê, soms is dit finansiële ondergang, soms is dit siekte. Soms voel dit vir jou dat die son in jou lewe sak bloot omdat jy gediagnoseer word met een of ander siekte, een of ander ongeneeslike siekte. Dalk is dit verhoudingskrisisse. Dalk is dit spanning by die werk of spanning in ons gesinne. Maar daar kom tye in ons lewe, broers en susters, wat dit vir ons eenvoudig net voel. Die son is besig om te sak. Weet jy wat is die hartseer, my broers en susters, dat wanneer hierdie negatiewe dinge in ons lewe gebeur, dan dra ons dit ook oor na ons geestelike lewe toe. Want dan is dit gewoonlik die eerste vraag wat ons vra, maar Here, waar is U nou? Want dan voel dit vir ons, mos my broer en suster, dat die Here ook nou nie meer daar is nie. Dat die Here ook verdwyn het en dat hierdie probleem, hierdie krisis in my lewe staan lewensgroot en ek kan God nie eers in my lewe meer raak sien nie. Ja, ek weet, dan wil 'n mens ook nie hoor dat mense vir jou op daai oomblikke sê, vertrou die Here, hy sal vir jou uitkoms gee. Nee, dis woorde wat ons op daai oomblik nie wil hoor nie.
En dit voel eenvoudig maar net vir ons dat die son is besig om te sak. Broer en suster, hierdie verhaal en hierdie belewenis is presies wat ons ook van gelees het, in hierdie verhaal wat ons saam gelees het uit 1 Samuel hoofstuk 17. Die baie bekende verhaal van Dawid en van Goliat. Ja, Israel is in 'n stryd, my broer en suster, met die Filistyne gewikkel. En dan sien ons dat Israel en die Filistyne neem stelling teenoor mekaar in. En dan tussen hierdie Filistyne kom daar 'n reus, 'n man met die naam van Goliat. Dan lees ons, my broer en suster, dat hy letterlik 'n reus was. Hulle sê hy was om en by 3 meter lank gewees. My broer en suster, as ons dink 'n ou soos Bakkies Botha of Etsabet en daai manne is groot, dink jouself net in as daar 'n man van 3 meter in 'n gevegslinie uitstaan en dan roep hy en dan verkleineer hy die linies van Israel. Ons lees dat sy bosharnas wat hy gedra het alleen 57 kg was. Ons lees onder andere dat die lem van sy swaard, my broer en suster, was 7 kg gewees. Aan 'n woord, skielik voor Israel staan hier die reus en hy's besig om hulle te verkleineer. Dan lees ons dat Israel het redelik geskrik toe dit gebeur het. In vers 11 staan daar, toe Saul en die hele Israel hoor wat hierdie Filistyn sê, het hulle geskrik en hulle het baie bang geword. Broer en suster, ken jy daai gevoel? Ken jy daai gevoel as jy net ewe skielik jou lewe tot stilstand geruk word en jy besef hierdie krisis wat hier voor jou staan? En Israel is in die skarrel, want hierdie Filistyn daag iemand uit om te sê, kom veg namens julle linies, en as daai persoon my kan wen, is ek bereid om slawe te word van die Israeliete. Dan is daar niemand wat bereid is, nie een van die soldate van Saul, wat bereid is om op te staan, om teen hierdie man te gaan veg nie. Dan lees ons van 'n jong man, sy naam Dawid is. Dan lees ons dat Dawid bereid is om teen hierdie reus sy plek te gaan inneem. Jy sien my broer en suster, Dawid besef dat die probleem is groot en hy besef dit is 'n gevaar, maar Dawid kyk met ander oë na hierdie krisis wat daar in sy lewe is. Ja, Dawid staar nie vas teen die probleem nie. Hy kyk nie na die reus in sy lewe nie, maar Dawid gaan en hy sê, maar ek weet, ek kan my God vertrou. Dawid besef maar hierdie krisis, al is dit 'n krisis van een persoon teen 'n ander persoon wat geveg gaan word, hierdie krisis kan ek in die naam van die Here aansê, en ek kan in die naam van die Here hierdie geveg gaan veg. Ons lees dit, hy sê in vers 26, wie is hierdie Filistyn, hierdie heiden, hierdie Filistyn, nogal dat hy die linies van die lewende God verkleineer. So mooi lees, my broer en suster, wat Dawid daar sê, want hy sê vir hulle baie duidelik, maar ons aanbid die lewende God. Hierdie man is 'n man wat besig is om my te verkleineer, besig om julle as te ware te vloek, in die naam van afgode. Maar ons wat hierdie lewende God aanbid, laat ons opstaan, laat ons teen hierdie man stelling inneem, want die lewende God is aan ons kant. En dan lees ons in vers 32, hy sê, 'n mens moenie oor hom moedeloos word nie, ek sal gaan en teen hierdie Filistyn sal ek gaan veg. Dan ken ons die verhaal, my broer en suster, dat wanneer Saul kom, dan gee Saul vir hierdie man as te ware 'n toespraak of hom te sê, maar wie is jy? Jy is klein, jy's nie 'n opgeleide soldaat nie, en hierdie vegter is van kleins af opgelei om 'n vegter te wees. Dan kom Dawid dan getuig uit sy eie lewe uit, hoe dat die Here hom gehelp het. Hy sê in vers 37, die Here wat my gered het uit die kloue van 'n leeu en uit die kloue van 'n beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Wat is Dawid presies besig om hier te sê? Broer en suster, Dawid kom eintlik en hy kom sê vir Saul, maar weet jy, die God wat my tot nou toe bewaar het, die God wat my gehelp het toe ek teen 'n leeu en 'n beer moes geveg het, toe ek my pa se kudde opgepas het, dat daar dieselfde God is, die God wat my ook nou sal help, sodat ek ook nou teen hierdie man kan gaan veg. Dawid sit hierdie geveg aan in die naam van die Here. Broer en suster, ja, Dawid kyk terug. En Dawid kyk terug en hy sê, maar die God van die verlede, wat groot goed gedoen het, hy gaan my nie nou in die steek laat nie. Wondere mense, as jy hierdie verhaal lees, toe Israel daar by die see gekom het en Farao en sy ruiters en die manne wat kom veg het, agter hulle is en hulle in die see, as te ware teen die see vasdruk,
Was die see en daardie vegtende strydwaans, was dit dalk vir hulle 'n groter krisis gewees as dalk, of was die reus vir hulle 'n groter krisis? Want die Here het hulle daar verlos, die Here het daar vir hulle die see oopgemaak, maar nou staan hulle voor 'n reus wat hulle moet veg en ewe skielik vergeet hulle wat die Here gedoen het. Maar nie Dawid nie. Dawid gaan terug en Dawid sê, ek sal op die Here vertrou. En omdat ek in die verlede op die Here vertrou het en elke keer terugkyk met sukses, sal ek ook nou, weer eens, wanneer die krisis so groot is, die Here vertrou. Broer en suster, kan ek vanmôre vir jou vra, wat is die krisisse wat jy huidiglik in jou lewe ervaar? Ja, sê vir jouself vanmôre, noem daai krisisse by die naam. Sê vanmôre vir jouself, maar hierdie dinge in my lewe is besig om die son in my lewe te laat sak. Dit is soos 'n groot berg wat maak dat ek nie meer die lig sien nie. Dat ek moedeloos raak, dat ek mismoedig raak, dat ek moeg raak en dat ek as te ware wil uitroep, Here, ek kan net nie meer. As jy vanmôre daardie krisisse in jou lewe 'n naam gegee het, my broer en suster, wil ek hê gaan bietjie terug na jou verlede toe. Gaan kyk as te ware vanmôre uit deur daai venster van jou verlede en dan vra jy vir jouself, maar wie het my in die verlede gehelp toe daar krisisse in my lewe was? Wie het my gehelp toe daar in die verlede dalk droogte was? Wie het my in die verlede gehelp toe daar finansiële krisisse was? Toe daar siekte in ons gesin was? Toe daar verhoudingsprobleme was? Wie was die een wat ons daardeur gekry het? Hoopelik my broer en suster, het jy ook soos Dawid ervaring gehad dat die Here in die verlede ook vir jou kosbare dinge gedoen het. En dat jy ook vanmôre sal sê, maar die Here wat my in die verlede gered het, hy sal my ook vandag van hierdie probleem red. Hy sal my ook nou kan help, soos wat hy my in die verlede gehelp het. Maar my broer en suster, dit vra dat 'n mens die Here sal vertrou. Dit vra dat jy in so vertroue met die Here sal leef, dat jy kan glo met jou hele wese, God kan. My broer en suster, ons weet dat Paulus skryf ook, en onthou Paulus was ook 'n man wat ook redelik in sy lewe seer gehad het as gevolg van vervolging en omdat hy 'n Christen geword het en sy rug teen die Joodse godsdienste gedraai het. Dan skryf hierdie man wat soveel seer in sy lewe ervaar het, dan sê hy, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Dit is amper asof Paulus vir ons wil kom sê, maar weet jy wat, as die krisis sy verskyning daar maak, moenie van God vergeet nie. Besef dat die son is baie groter as die berg en as die bome waar agter die son besig is om te verdwyn. God is nog daar. En al wat die Here vra is dat jy hom sal vertrou. Dat as hy toelaat dat hierdie krisis in jou lewe oor jou lewenspad kom, dat jy hom sal vertrou dat hy ook vir jou die uitkoms van daai selfde krisis vir jou sal gee. Al wat die Here vra is, vertrou. Staar nie vas in die krisis nie. Fokus eerder jou geloof op die Here. Broer en suster, daarom laat ons nie fokus op ons probleme nie. Fokus op die oplossing. Ons lees in vers 45 tot 47, Dawid kom en dan sê hy vir Goliat, hy sê, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee. Ons het so mooi, dan lees ons daar dat Dawid het gehardloop op die vegsveld. Ja, hy het nie skaam vorentoe gekom nie, met 'n oortuiging, 'n geloofsoortuiging dat die Here by hom is, kom hy en hy sê vir Goliat, maar wie is jy om my God te wil verklein? Nee. My God gaan vir my die oorwinning gee, jy sal dit sien. Weet jy wat, my broer en suster, God het nie Goliat laat verdwyn nie. Ja, ons dink baie keer mos dis wat gaan gebeur as ons nou die Here vertrou. Hierdie krisis, hierdie verhoudings, finansiële krisis, wat se krisis dit ook al is, dit gaan nou verdwyn. Maar my broer en suster, dit verdwyn nie. Die Here het vir Dawid die krag gegee om te veg. Ons lees, my broer en suster, dat die Here het vir hom die krag gegee om 'n klippie uit die sak van die slingervel uit te haal en hom in die slingervel te sit en daarin vir Goliat te gooi en met een skoot het hy daardie reus morsdood neerglatslaan. Sien my broer en suster, die Here verwag van jou dat jy vertroue in hom sal hê. Maar ook dat jy nie net agteroor sal sit en sal wag dat jou krisisse in die lewe gaan verdwyn nie, maar dat jy met wysheid en insig sal optree en sal doen
wat die Here van jou verwag om in jou lewe en op daai oomblikke te doen. Kom ek lees vir die Jesaja 40 vers 28 tot 31. Jesaja sê, weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, hy is die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleuer struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, hoor mooi, hulle kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle loop en hulle raak nie afgemat nie. So vanmôre my broer en suster, kan ek vir jou die vraag kom vra. Het jy daai vertroue in die Here? Want Dawid was 'n man soos ek en jy, doodgewone mens. Maar wat Dawid so besonders gemaak het toe daai son sak in die lewe, is dat Dawid gesê het, ek weet, ek kan my God vertrou. Want hy het teruggekyk na die gisters van sy lewe, en hy het gesê, maar die God wat my gister en eergister gehelp het, is die God wat my vandag gaan help, maar is ook die God wat my in die toekoms sal help. Hoe groot ook al die krisis in my lewe mag wees. Ek wil afsluit my broer en suster. Geen krisis in jou lewe is groter as God. Ja, soms voel dit vir ons so. Soms voel dit vir ons, maar die Here los ons alleen. Ons is op ons eie. My broer en suster, net soos wat die berge die son nie kan inslip, so kan jou krisis en my krisis in ons lewe, hoe groot dit ook al is, kan jou God nie inslip, want jou God is die ewige God. En as jy op God vertrou, my broer en suster, kan jy as te ware op daai vegveld, kan jy hardloop, en jy kan sê, in die naam van die Here, weet ek, die son sal weer opkom. Want my God kan ek vertrou. Geen probleem, geen krisis is groter as God. Die vraag is net, vertrou jy God? Amen.